Hallo en welkom aan al ons kykers, luisteraars, die mense wat deel is van Suidlanders Media se kanaal. Hierdie is ons prep saam met Suidlanders videoreeks wat ek en Chart vir u saam doen. Hi Chart, hoe gaan dit met jou vandag? Toen jy Marius. Nee, ons klaar nie, ons klaar nie. Ons het so 'n bietjie deur die comments en die dinge gegaan en ek en jy het 'n lekker besprekingkie gehad oor wat gaan ons nou volgende doen en wat is ons video en ons het geland op droë rasoene, droë ja, rantsoene, laat ek dit net mooi uitspreek. En ja, so uh ek gee dit oor aan jou, dan kan jy wegspring met dit vir ons. Ja, dit is ons gaan definitief dan nou 'n gesprek hê oor droërantsoene, maar ek dink as 'n mens begin met jou voedselvoorbereiding, een van die belangrikste goed waarna jy eers moet kyk is maar jou wat jy nou eet. Dit help nie jy gaan prep byvoorbeeld iets soos rys, maar jy hou glad nie daarvan nie. Hmm. En hoekom ek dit nou spesifiek ook noem is jy kry van hierdie voedsel wat jy kan klaar koop. Ek kan nou nie onthou nie wat is die goeders wat jy kan koop nie. Daar is 'n naam vir dit. Maar ek wil dit ook nou nie promote nie. Ek weet nie hoe werk dit nie. Net kom ons in die moeilikheid. Maar nou okay, dit Ja. nou daar gelaat. Maar dit is klaar voorbereide pakkies, dan het hy nou lensies in en al sulke goedjies. Nou ons het ook in die begin het ons van hierdie pakkies gekoop, maar dit is vir my baie baie sleg, hoor. En ek is nie lelik of enigiets nie, maar ek kan nie daai goed oor my lippe kry nie. Ja. So dis belangrik om te prep wat jy eet. So Hmm. so dis waar jy begin. So as jy nie hou van mieliepap nie, moet dit nie prep nie. As jy eerder rys verkies, prep dit asseblief. Dis waar mens begin. Maar wat belangrik is wat 'n mens moet in gedagte hou, die droërrantsoen is die ding wat jy op die einde van die dag gaan volmaak. Ja. Jy weet as jy nou dink aan iets soos pap en wors, ja, is vreeslik lekker. Maar dis nie die wors wat jou volmaak nie. Dis die lekker deel van die kos. Die pap is die ding wat jou volmaak. En ek meen pap is ook nou nie noodwendig vir almal altyd lekker nie. Ja. So ek wil net daai stukkie bysit, laat die mense kan verstaan waar jy weet hoe jy dit moet benader. Maak seker jy gaan dit wel eet. So dan as ons nou verder kyk na die langtermyn, ag nee, die langtermyn nie, ekskuus, die droë rantsoene, hoe dit opgestel is maar is jy het nou maar jou groot paar waarna jy kyk is maar rys, spaghetti noodles, daai tipe goed. En dan sit jy met jou pap. En dan moenie iets soos wat is die Afrikaans nou, koekmeel vergeet byvoorbeeld O nie. ja. Ja, Want jy ja. kan altyd vir jou broodjie daarmee maak. So dit is nou maar meer jou tipe droë rantsoene waarna jy gaan kyk. O ja, natuurlik rys. So wat jy dan nou doen met hierdie prepping is jy as jy nou na 'n winkel toe gaan byvoorbeeld, of wat ek altyd maar vir mense sê, ons weet nou maar finansiëel gaan dit nou maar moeilik op hierdie stadium in al ons huise. Ek dink as dit nie finansiëel goed gaan nie, is jy baie baie gelukkig. Mm. Maar maak gebruik daai tyd nou terwyl jy kan, want die moeilike tye is maar voor ons en voor die deur. So wat ek aan vir mense sê, as jy nou jou inkopies gaan doen, en jy koop nou maar gewoonlik, kom ons sê 'n 2 liter Coke of wat ook al, jy weet iets wat jy nie regtig nodig het nie, dis 'n lekkertjie of 'n lekker ding wat jy nou maar vir jouself koop of vir jou familie of wat ook al. Gaan en maak seker dat jy dan nou in plaas dat jy 2 liters koop, koop net 1 2 liter en koop vir jou 'n ekstra pak rys of 'n ekstra pak macaroni of spaghetti of wat ook al jy dan nou Ja. verkies om te gebruik, of rys of wat ook al. En dit help nogal, want voordat jy jou oë uitvee, het jy klaar 'n redelike stok opgebou sonder dat jy te veel moeite gedoen het. Kyk, as jy die vermoë het om na 'n makro toe te gaan en Mm. jy kan vir jou hierdie groot verpakkings van rys of spaghetti of noodles of wat ook al kry en jy kan dit net so in jou waantjie byvoorbeeld nou gaan sit, Ja. 100%. Maar ek weet nie of almal noodwendig daai vermoë het nie. So dis die eerste stap. Dan die tweede stap, as ons kyk na goed soos grypsakke, byvoorbeeld met die droë rantsoen, wat ons byvoorbeeld gedoen het, ons het redelik sop ingehaal. Nou hoekom ons sê sop is, ek het gesien in een van die comments was daar ook iemand wat gesê het jy koop vir jou OXO blokkie met warm water.
Ja. Net vir 'n bietjie, jy weet, daai energie Ja. boost. En dit is Ja. presies dieselfde konsep met die spot. Ag, met die sop, nou seker met die spot. So dis dieselfde konsep met die sop, want al op die einde van die dag, al wat hy doen is net om daai bietjie om jou aan die gang te hou. So hy gaan nie jou maag vol maak nie, maar jy gaan ten minste die energie hê om aan te hou doen wat jy moet doen of wat ook al. Ja. So dis die grypsak scenario, maar nou ook as jy nou regtig ietsie moet hê wat 'n bietjie meer vaste kos is, jy weet, soos 'n rys of pap of wat ook al. En daai klein botteltjies koeldrank wat jy kry is, ek weet nie wat is die grootte nie, maar is daai klein uh, 330 dink ek of so iets. Is Ja. daai klein botteltjies koeldrankies wat jy kry. Nou met hulle om byvoorbeeld in hulle ook in te prep, daai dan kan jy jou grypsak ingaan. So dis 'n redelike hoeveelheid rys of pap of wat ook al wat jy dan maak. Dis ek dink is so omtrent bietjie meer as 'n koppie of bietjie minder. Maar dan kan jy ten minste vir jou iets bietjie groot, jy weet wat die maag kan volmaak. Ja. Ja. Kan jy dan nou ook insit. Dan as jy nou verder gaan, die voorbereiding van hierdie droërantsoene, ehm wat ons gevind het nogal goed werk is die vries van die droërantsoene. Ek weet nie hoe dit julle gemaak al by julle Marius of julle ander tegniek byvoorbeeld het vir dit nie. Ons het heel in die heel toe ons begin het ons alles in 'n bord gegooi en dit eers in die mikrogolfoond gesit vir 'n paar minute en daarna het ons dit in bottels verpak en gevries en dit het goed gewerk, maar die hele stap van dit in 'n bord kry, in die mikrogolfoond, dan terug in 'n bottel sit, het ons toe uitgesny en ons het dit direk gaan vries. So as ek nou 'n pak 2.5 kg meel gekoop het, papmeel, koekmeel, maak nie saak wat dit is nie, dan gooi ek dit in 'n 2 liter bottel in, so vol as moontlik, haal soveel as moontlik lug uit dit uit en sit dit in die diepvries vir ten minste 10 dae toe, na 2 weke toe, en daarna haal ons dit uit en ons berre dit in die kas. Dan is dit asof daai kieme of die goeders wat dit sleg maak half dood gegaan het, die miet en so aan doodgemaak het en dan hou hy lank. Jy kan maar elke nou en dan, elke 6 maande as jy nou nuwe skroop of wat jy van daai oues en jy begin dit gebruik in jou huis, laat dit daarom 'n omwenteling is van jou voorraad wat jy het. Maar ons het uit ons oogpunt het ons toe die hele mikrogolfoond ding uitgesny want dit het net te veel tyd gevat. Dit het regtig waar baie tyd gevat en maar net gehou by vries dit vir 2 weke lank. Plus minus ongeveer 2 weke lank, haal soveel as moontlik lug uit en dit werk vir ons. Ja. 100%. Ons het presies dieselfde gedoen. Ek weet jy kan byvoorbeeld nou iets soos 'n laurierblaar of 'n bloekomblaar ook Mm. insit. Wat van die goggas apparently weghou. Ons het nog nooit regtig daai roete gegaan nie, maar wat ons ook doen is presies soos wat jy gesê het, ons sit dit in die vrieskas, dit vries en dit maak die eiertjies dood, want ek dink die mense besef nie, maar of jy nou rys of wat ook al koop, daar is nog 'n mate van eiertjies en goedjies O ja. binne-in en dit kan baie keer veroorsaak dat daai ding dan nou later, jy weet soos wat hy staan, jy dog nog die bottel is reg as jy weer kyk is daar goed wat hom geëet het. So nee, jy's 100% reg soos wat julle dit benader het, dis waar ons ook maar nou is. En dan het jy aan iets geraak wat baie belangrik is, rotasie. Ek weet byvoorbeeld ons het op 'n stadium wat ons in ons boswa het ons gebruik as 'n spens. Nou dit is 'n bietjie meer moeite want jy moet op die einde van die dag moet jy nou soontoe gaan en jy moet nou gaan kry wat jy wil eet vanaand of wat ook al, maar dit help jou met rotasie, anders dan eindig jy op wat daai jy weet jy jou huiskos en jou voorbereidingskos en voordat jy oë uitvee as jy voorbereidingskos nou al 8 jaar oud, maar jy eet elke dag daai selfde goed wat in jou voorbereiding is. Ja. So dit maak sin om dit net te draai. So jy koop nog steeds aan, maar dit gaan dan nou in die wa in en dan haal jy 'n ander pakkie uit die wa uit byvoorbeeld. So dis meer op jou langtermyn storing. En dan jy weet enigiets soos goed soos suiker, al daai tipe goed kan 'n mens natuurlik op dieselfde manier behandel en stoor. Ek probeer nou net dink is suiker, daar's nie regtig nog iets anders te wat droërantsoene is wat ek nou spesifiek kan dink nie. Maar al daai goeders loop deur daai selfde proses. Daar's nie iets wat uitgesluit word deur daai proses nie, veral met die droërantsoene. Ja. Nou ek weet byvoorbeeld baie mense het al vir my gesê goed soos spaghetti en noedels, daai goedjies word oor tyd, ek wil nie sê galsterig nie, maar hy kry so halwe, ek weet nie, hulle plak meer aan mekaar vas of wat ook al, ek weet nie hoe om dit nou op 'n ander manier te stel. Maar ek het nog nooit gekry dat die smaak
regtig vir my 'n probleem was nie. Nou ek weet ons het al goed geëet wat na die vervaldatum 3 jaar terug was, Mm. byvoorbeeld. Jy weet goed wat jy haal jy ry die goed, maar daar's altyd mos 'n pakkie wat jy mis. Ja, ja, Jy weet ja. so nou as jy die ander goed nie en as jy mooi gaan kyk, as jy o hel, hierdie ding het nou al lank verval. En ons het dit wel geëet, gebruik, geen probleme gehad nie siek geword of enige so iets nie wat die belangrike aspek is. En jy weet soos wat ek sê, as jy nou meer kyk ook na jou langer termyn storing. So ons het nou half gedek grypsak, ons het gedek hoe benader jy dit? Ons het nou gedek hoe jy weet vir jou waantjie en daai voorbereiding. Ek dink die laaste fase wat ons dan nou ook na kan kyk is as jy dit nou in 'n veiliger gebied kan stoor byvoorbeeld. Ja. Dink ek is ook nogal belangrik. Daar's net een ding wat ek daar rondom gaan sê, die prosesse bly dieselfde. Daar's nie uitsluitsel op die reël nie, so jy moet nog steeds deur die vriesproses gaan ensovoorts. Mm. En dan wat ek wel sal sê, daar as jy dit langtermyn kan stoor, byvoorbeeld op 'n boer se plaas of wat ook al, sorg maar dat jy dit in 'n stalkas sit. Ek weet baie van die ouens of jy's geneig om hierdie plastiese kratte te koop Mm. en dan word alles nou daar ingepak want dit is mos nou mooi netjies en die goed is bymekaar. Ons is mos maar 'n georganiseerde spul mense of ons dit wil erken of nie. En maar wat ons wel al ondervind het, die ongediertes kom maar aan. Jy weet hulle maak nie saak hoe dik daai plastiek is en jy dink is Superman plastiek, hulle worry nie. So wat ons nou maar ondervind het wat die beste werk is, maar 'n staalkas. Jy weet hierdie liaseer kabinette wat jy kry, Ja. of 'n krat of 'n dromme byvoorbeeld, jy kry van hierdie staaldromme wat mooi kan seël bo. Dit werk ook nogal lekker want dit hou net al die goed uit op die einde van die dag. Maar nou is daar ook weer ander implikasies met die staaldromme want jy weet nie wat was daar ingestoor nie. Maak nou net seker jy het nie een of ander goed wat in die goed kan intrek nie. Mm. So mense moet dit ook maar in gedagte hou rondom dit. En dan addisioneel op die droërantsoene wat ek net wil bysê is jy moet sover as moontlik altyd probeer die reuk inhou. As jy jy weet of jy nou nie dit nou in jou waantjie het of in jou kas het of waar ook al, jy weet 'n ding soos 'n rot gaan agter 'n reuk aan. So jy moet seker maak dat jy dit wel toe genoeg kan stoor dat die reuk nie kan uitkom nie. So wat ek ook al ondervind het wat goed werk is as jy kom ons sê jy het nou net plastiese kratte byvoorbeeld. Maak dan seker dat jy hierdie plastiese krat toetyp of wel daai ander tipe ek is nou nie seker wat die Afrikaanse naam daarvoor nie, maar daai plasties wat jy so om die kratte kan draai. Ja, ja, ja. Jy weet wat om dan nou net die reuk inhou. Dis eintlik maar die groot ding want hulle gaan agter die reuk aan. Dis uit en uit. Ja. En net so 'n stukkie op dit as 'n rot in jou voorbereiding ingekom het, kan jy niks van dit hou nie. Want die eenvoudige rede is baie van daai droërantsoene se pakkies, hulle verpakking is poreus. So jy dink daai pakkie is toegeseël soos nog iets, maar dit is nie so nie. Daai pakkie het maar klein minute gaatjies om te sorg dat daar 'n bietjie lugvloei ensovoorts inkom en dit veroorsaak baie keer as daai kontaminasie inkom, jy weet sit jy met groot moeilikheid. Ons het byvoorbeeld jy weet ons so 'n bietjie van so 'n scenario gehad waar ons kontaminasie gehad het op van die voedsel. En toe het ek sê ag nee man, dis net bietjie rot dinges en wat. Ons besluit toe nee, okay, ons gaan dit vir die diere gee. Ons honde. Jessie en ons het amper 2 van hulle verloor. Wow. As gevolg van daai gekontamineerde jy weet rotgoeters. En dit was net soos ek sê die pee. Dit was nog nie eers die hulle poe nie. Jy weet as 'n mens dit so kan stel nie. Want op die einde van die dag al wat gebeur is dit daar moet maar een of ander ding daarin wees want hulle is ook geneig wat 'n rot doen as hy sy kos kry of sy plek waar hy like om te eet is hy pee oral. Ja, jy weet so hy dan merk hy al basies sy kos. Ja, 100% net soos dit. So dit is iets wat nogal wat mense dalk net in gedagte kan hou. En dis hoekom die staal goed ook beter is. Maar nou nie almal het noodwendig die vermoë nie, maar dan kan jy hom ten minste toetyp om net daai reuke binne te hou. En dis maar geldig op enige ding, saad, bone, al daai tipe goed. Ja.
Bone bone weet ek nou nie, jy moet my nou maar help hierso. Ek weet nie, is dit nou maar 'n droë rantsoen of 'n of 'n ander rantsoen? Ek neem aan mense kan dit maar klassifiseer onder droë rantsoen. Jy moet my Ja, maar help, wat dink jy oor ek die bone? ek Te dink verseker nie. die bone, die lensies, daai tipe goeders, daai sop mixpakkies wat mens kry. Ek dink dit sal seker maar onder droë rantsoen val. En dan ons familie het op 'n stadium ook maar soos jy sê geldelik bietjie deur 'n dip gegaan en wat mense nou nie elke dag alles kan koop nie. En ons het besig om ons het ons eie droë rantsoene gemaak met net deur ons aartappels en ons wortels deeglik te was. En dan as ons hulle geskil het om dit vir ons alledaagse kos te gebruik, het ons die skille gehou, dit gedroog en half fyn gemaak en daai stukkie skille wat nou fyn gemaak is, jou aartappel en jou wortelskil gemeng en ons het dit ook gebottel, gevries en geberre. Van glo dit of nie, daai skille het ontsettende goeie voedingswaarde in. En as jy van daai skille wat nou jy nou gedroog het by jou sop gaan gooi, jou stew, jou wat ook al jy gaan maak, dit gaan vir jou baie voedingswaarde bylas en dit is iets wat jy normaalweg gaan weggooi. Dit is iets wat jy letterlik gaan in die drom gooi wat jy eintlik mee vir jou droë rantsoen kan maak en ek bedoel dit weeg nie baie nie. As daai skille gedroog is en jy dit bietjie fyn gemaak, dit weeg nie baie nie, maar jy kry redelik bang vir jou buck as jy so dit in die Engels kan stel uit dit uit en dit kos jou nie geld nie. Dis goed wat jy weggooi. Ja, is baie belangrik wat jy daar sê, Marius, want dit is jy weet ek dink as mense sien hoe iets soos 'n stokblokkie byvoorbeeld gemaak word, jy weet dan gaan hulle presies die konsep waarvan jy nou praat baie beter verstaan. Hmm. Maar die meeste van ons doen dit nie, jy weet jy gaan koop die ding in die winkel. Maar dis presies hoe stok ook maar gemaak word. Jy weet dis 'n fyn gemaakte ding wat jy bysit en presies soos jy sê, die voedingswaarde is daar. Dit gaan dalk nou nie jou hoofkos wees nie, maar om 'n byvoeging te sit vir die kalorieë om genoeg in te kry om ten minste aan die gang te bly. Baie baie belangrik. Ja. Ja, ek wou nou gou net vinnig ook raak aan die bone. Ehm ek is regtig nie en dis nie omdat ek iets het teen bone of iets nie. Ek hou van is byvoorbeeld baie lief vir baked beans, die blikkies, maar ek hou nie van bone nie want 'n ding wat so lank in die water moet lê net dat jy hom kan kook. Dit voel vir my soos baie moeite. Ja. Maar as jy van bone hou, asseblief, die konsep weer 'n keer bly presies dieselfde, jou voorbereidingsproses ensovoorts. So daar's niks wat verander nie. Maar baie waarvan jy nou gepraat het, Marius, is ook die freeze drying van enigiets. Ehm as jy nou vat iets soos tomaties, al daai tipe dinge wat jy op die einde van die dag kan freeze dry en dit is makliker of meer verpakbaar. 'n Groot ding waarvan ek nogal gehou het in my grypsak byvoorbeeld, is gedroogde vrugte. Hmm. Want dit is redelik baie energie. Dis vinnig in jou stelsel in en dit is redelik gesond ook. Ek praat nou nie van hierdie suiker tipe goedjies nie. Ek praat nou van genuine gedroogde vrugte. En ek hou ook baie daarvan. So as jy iets soos 'n gedroogde perske of so iets wil hê, maar pas op nou weer, ook nou weer 'n bietjie van 'n risiko daar waar gepaard gaan, is daai ding hou nie van hitte en koue en sulke tipe goed nie. Jy weet hy's maklik wat hy kan afgaan. Selfs met neute. Hmm. As jy nou weer dink aan jou grypsak byvoorbeeld neute, peanuts, daai tipe goed. As hy bietjie hitte of koue kry, jy weet dan like dit nie baie nie. Jy weet dan kan hulle galstarrig raak. Ehm en ek meen dis nie so seer die smaak wat jou so seer gaan afgooi nie, want ek dink as jy honger is, gaan jy eet. Maar dit is die neeweffekte daarna en dan kan jy nou maagwerkings kry en al daai tipe dinge wat jy nou redelik ver kan terugsit. So Ja. ja, ja, dit is ek weet nie of daar iets anderste is wat jy nog aan kan dink, Marius, wat 'n mens kan byvoeg by droë rantsoene of die konsep van dit nie. Nee, ag wat ons het op 'n stadium ook gedink, ons is nie seker, jy kan nou nie regtig waar vleis prep so erg. Ja, jy kan biltong maak en jy kan dit vacuum pack en so aan, maar dit is redelik baie gewig vir die proteïene wat jy inkry en so aan. So ons het ook later aan begin om van die sojabone te doen, want jou sojaboon het baie proteïene in. En jy kry ook daai pakkies wat jy kry. Nou daai pakkie kan jy nou gaan koop baie goedkoop. Ons doen een keer 'n maand gaan ek na Shoprite toe. En Shoprite het vir R100 koop jy 'n koekmeel en 'n stukkie pasta van daai sojabone, 'n kookolietjie by en
en daar's nog 'n vyfde ding, ek kan dit nie eers onthou nie, maar vir R100, dan kry jy sommer so 2,5 kg amper van alles. En so ons het geleer om daai soja dieselfde te hanteer soos wat ons dit doen met die meel en met die koekmeel en so aan. Gooi hom ook maar in 'n bottel, vries hom ook maar en seël hom dig, laat dan nie suurstof sommer by hom kan uitkom nie en bære hom. En baie van daai soja produkte het nou 'n tamatie geurtjie by of kamstige octel of so aan. Maar weet jy wat? Jy hou nie dalk nou daarvan so baie nie, maar wanneer jy in die veld eendag kom en jy kort daai proteïene, dan gaan daai nagemaakte sojamins nie vir jou te sleg proe nie. Ek bedoel, maar koop vir jou 'n pakkie, maak dit vir jouself gaar as jy dit nou regtig waar nie in jou lyf kan kry nie, soos jy in die begin van hierdie gesprek gesê het, moet dit dan nie. Maar ons het al van dit gaar gemaak. Dit was nou nie soos normale mins nie, maar dit was eetbaar geweest. So ek dink dit val dalk so half onder 'n droë rantsoen. Maar verder van my kant af, ek dink ons het redelik alles ek dink ons het alles nogal deurgegaan min of meer wat van droë rantsoene. Ja, nee, Marius, goeie punt wat jy daar maak. Ek is weer nie ek is maar ek weet nie, seker maar omdat hulle hierdie ander ouetjie soy boys noem. Is ek so bang vir soja mins, ek is bang ek word so. So nee, so bly maar weg van die soja af. Nee, ek speel sommer. Nee, maar dis 100% korrek. Enige ding wat jy wat gedroog is, die proses bly dieselfde. Ja, So nee, 100% dit maak sin. En dis 'n goeie punt wat jy maak van daai pakkies, want jy moet probeer kyk vir die specials. Jy weet dat jy nie net hoef te gaan in hierdie goed op massa hoef te koop nie. Maar hou nou in gedagte, en hierdie is nou maar net iets wat ek al opgetel het met winkels wat hulle gewoonlik maak. As daar gewoonlik iets op special is omdat die ding naby sy vervaldatum is. Maar ja, nou is daar sekere goed wat jy nie so ernstig hoef te wees oor 'n vervaldatum nie. Dit is die realiteit daarvan. ja. Maar daar is sekere goed waar as hy nou verval het, moet jy eerder maar los, moet nou nie gaan karring aan hom nie. Jy weet jy gaan vir jouself moeilikheid maak. Maar ja, nee, ek dink ons het redelik alles gedek, Marius. Ek weet nie. Dit laat Ek dink ons kan maar jy weet daar. praat van die vervaldatums. Dit laat dink my aan 'n ander ou wat sê hy koop hierdie pink Himalayan sout. Nou daai goed is nou kamstig volgens die mense al vir duisende jare of miljoene jare is hulle nou daar in die berge. Nou word hulle uitgehaal en sodra hy in 'n botteltjie kom, dan moet hy 'n vervaldatum op het. Maar hulle hulle bestaan al vir miljoene jare kamstig nou. Die Himalayan salt, maar sodra dit ontgin word, dan moet daar 'n vervaldatum opkom. So ek stem saam met jou. Nie alles se vervaldatums hoef mense te glo nie, maar jy moet maar daai vir jouself probeer uitwerk. Ek gaan nou nie sê man, jy kan tuna wat 5 jaar oud is eet en dan raak jy siek en dan is dit Marius se skuld van Radio Groot Rivier nie. Ja, ja, nee, verseker. Verseker. Nee, en jy's reg, dis maar ook deel van die manipulasie in my opinie, want hulle besef dat jy onthou ons moet 'n society wees van consumerism. En al hoe jy dit kan wees is om te sê, "O, jy kan nie meer hierdie ding eet nie, hy gaan jou siek maak of wat ook al." Ja. So dit is verseker soos jy sê. Hierdie gebottelde water wat miljoene jare gevat het om te vorm en dan sit hom in 'n botteltjie dan verval hy nou ewe skielik. Ja, So ja. dis presies dit. Jy's 100% korrek. Dis net ja, dankie vir die gesels. Ek dink ons gaan binnekort nog 'n videoetjie maak wat ons weer lekker gaan gesels. Ek dink ek en jy kan binne in die volgende week of 2 gaan ons sommer 'n hele paar uitbring. En ja, kom ons vat hom soos wat hy kom. 100% Marius. 'n Dis Wonderlike dag verder hê. selfde vir jou. Bye bye John. Goed gaan. Bye. Bye.